Goeiedag en baie welkom weer by jou spesiale bederf, nommer 60. En vandag wil ek weer een van Katrientjie se pragtige gebede met jou deel. En die titel van vandag se gebed is, Aan die ander kant van my bid. Here, dis ek. Party dae voel dit vir my, ek wil net weer vir u sê wat my naam is, en waar ek vandaan kom. Net vir ingeval u vergeet het van my, Here. Party dae voel die ander kant van my bid so alleen en leeg, asof jy net weggegaan het, iewers tussen vandag en 'n hele klomp gisters. En elke dag, as ek stil word voor u, weet ek, u is iewers, maar ek sukkel om u aan die ander kant van my bid te kry. Ek dink, dis hoe Hanna gevoel het, Here. Die pakkie wat sy gedra het elke dag swaarder en swaarder geword. Binnein was Elkana, wat haar nie verstaan het nie. Haar verlang na 'n kindjie. Die alleen, die seer wanneer sy gespot word. Die lewe se onregverdigheid. Sy het swaar gedra, Here. Baie van ons se pakkies lyk ook so. Alleen en oorweldig deur alles wat die lewe elke dag voor ons kom neersit. En toe, op 'n dag, het Hanna genoeg gehad. Sy het haar bondeltjie bymekaar gevat en begin stap na Silo. Daar waar sy geglo het, u wag vir haar. En toe sy daar kom, het sy haar bondeltjie losgeknoop en haar bid stikkend voor u neergesit. Dalk sommer neergesmyt, want sy het niks meer gehad om te verloor nie. En u het aan die ander kant van haar bid gesit en stil geluister na elke woord. Toe sy klaar haar pakkie neergesit het sy opgestaan. Die storm in haar het stil geword en sy het stil tevrede teruggegaan na haar huisie toe. Dankie dat ek nie na Silo toe hoef te stap om my bid bondeltjie voor u te gaan neersit nie, Here. Ek kan sommer hier waar ek is, my bondeltjie voor u oopmaak en dit neersit. En terwyl ek vir u vertel van elke stukkie kwaad en hartseer en onregverdigheid en moeg, luister u stil, geduldig na elke woord. U is aan die ander kant van my bid, Here. U steek u hand uit en vee sag oor my wang. U oë is teer en liefdevol en vol verstaan. Wanneer ek opstaan, hou u die bondeltjie by u en sit u vrede versigtig in my hart en my oë neer. Ekskuus, Here, dat ek gevoel het asof u van my vergeet het. Ekskuus dat ek moeg geword het en vergeet het dat u my nie sal los nie. Hier in my bidbondeltjie is al my sukkel om te glo ook gebeure. Saam met al die ander goed wat die lewe voor my neersit. U weet daarvan, nee, Here. Dankie dat u nie kwaad word of ongeduldig word of verwyd nie. Dankie dat u sag aan my raak. Sommer net om my te herinner. Daar is iemand aan die ander kant van my bid. Iemand
wat nooit, ooit sal weggaan nie. Amen. Baie dankie weer aan Katrientjie, wat hierdie hartsgebed met ons gedeel het. Mag die Here jou ook ryklik seën, met sy hier en ander kant teenwoordig. Ook 'n baie groot dankie aan Marlene Regien vir die agtergrondmusiek onder die stem. Besoek gerus haar webwerf by marleneregien.com. Om elke dag 'n dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer per WhatsApp na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Vir meer inspirasie kan jy ook ons Lewende Gemeenskap Facebookblad besoek of die Live Light Community English page, of jy kan ook ons Lewende Gemeenskap YouTube kanaal besoek of in Engels ons Live Light Community YouTube channel. Ryke seën en oorvloedsmaat vir jou. Liefde groete, Charles Botha.